Goeiedag ouers en leerders. Ek is meneer Kokemoer en ek is hier om leerders te help met wiskunde. Party leerders is baie goed met wiskunde en hulle presteer, en party leerders is nie so goed met wiskunde nie, maar ek is hierso om julle te help. Party leerders wat wel goed doen met wiskunde en hulle presteer, kan my sien as 'n hulpbron, en party leerders wat nie so goed presteer met wiskunde nie, kan my sien as 'n tutor. Ek is hier om julle te help deur om vir julle wiskunde maklik te maak, sodat julle wiskunde kan verstaan, en ek is hier as 'n hulpbron, en partykeer kan julle my sien as iemand in nood, en partykeer kan julle my notas gebruik om te studeer vir die eksamen. Vandag gaan ek vir julle wys van breuke. Hierdie is die inleiding van breuke, en dit akkommodeer ook met die Platinum handboek wat sê van wat is breuke. So, eerstens as ons begin, hierso is 'n breuk in sy eenvoudigste vorm. So, 'n breuk bestaan uit 3 dele: 'n teller, breuklyn en 'n noemer. Die teller sê vir ons, dit is die boonste getal van 'n breuk, en sê hoeveel van die gelyke dele van 'n breuk daar is. Jou noemer sê vir jou, dit is die getal wat onder die breuklyn staan, dit sê in hoeveel dele die julle verdeel is. Byvoorbeeld, soos julle sien, dat die 3/10 of die breuk 3/10 sê vir jou dat uit 'n hele uit is daar 10 dele. En uit die 10 dele uit is daar 3/10. Wat beteken, onthou, 'n hele bestaan uit 10/10, 5/5, 3/3, 2/2, 'n half, nie eintlik 'n half nie, maar 2/2. Maar, soos julle kan sien, hierdie breuk is 3/10. Wat beteken uit daai tiendes uit daai hele uit is daar 10/10, maar uit daai 10/10 uit het ek 3/10. Wat beteken, daar is 3/10. Maar met breuke kry jy 'n breuk in sy eenvoudigste vorm. Jy noem dit 'n egte of gewone breuk, byvoorbeeld die 3/10. So 'n egte of gewone breuk, dit is in sy eenvoudigste vorm of 'n normale vorm. Dit is hoekom ons sê dit is 'n egte of gewone breuk. Dan kry jy 'n onegte breuk. Jy sal sien dat jou teller is groter as jou noemer. So met egte of gewone breuke sal jy sien dat jou teller is kleiner as jou noemer, maar met onegte breuke sal jy sien jou teller is groter as jou noemer. Dan kry 'n mens gemengde breuke. Hy bestaan uit 'n hele en 'n breuk uit, byvoorbeeld 3/7/8. Met breuke, ja, ons skryf 3 tipes breuke, maar in die eksamen sal hulle vir ons vra, benoem asseblief vir my hierdie breuk. Dan weet jy, okay, hierdie breuk bestaan miskien uit egte of gewone breuke, of onegte breuke, of gemengde breuke. Onthou, met wiskunde bestaan alles uit 'n reël uit. Jy moet 'n reël hê, of 'n toepassing om die som te doen. As jy in wiskunde met breuke, party kinders sukkel met hierdie gedeelte van 'n breuk. As jy weet wat hierdie breuk is, weet jy, okay, ek weet wat die reël is rakende hierdie breuk. As jy weet wat die reël waaruit hierdie breuk se reël bestaan, weet jy, okay, ek weet hoe om die breuk te doen. Partykeer leerders sukkel om breuke te doen, want hulle verstaan nie die reëls en die stappe nie. Maar, as jy die breuke ken, en hulle stappe ken van hoe om breuke te doen, of as jy daarom ken waaruit bestaan 'n breuk, kan jy breuke slaag. Party leerders sukkel met breuke, so hierdie is maar net 'n aanduiding om te wys hoe breuke werk, hoe om breuke te doen, en waaruit bestaan breuke. Ek hoop hierdie video help party leerders wat nie so goed presteer nie, so ek hoop hierdie video help julle om darm te verstaan hoe breuke werk, waaruit bestaan breuke, en leerders wat wel goed presteer, sien dit as 'n hulpmiddel.
Ek gaan soveel as moontlik probeer om video's te maak van breuke, ja, en ander dele van wiskunde, maar kom ons fokus huidiglik net op breuke om te verstaan hoe breuke werk. Ek gaan soveel as moontlik video's plaas van breuke. Ek gaan wel video's plaas van ander dele van wiskunde, maar volg my asseblief op sosiale media. Ek gaan wel in die hoof sosiale media soos Facebook, Instagram en TikTok gaan ek video's plaas, maar my myn webwerf gaan op YouTube wees. En onder die YouTube video's gaan daar 'n skakel wees van hierdie werk wat op die bord is in 'n PDF vorm, so jy kan hom print, gebruik dit as notas, sit dit by jou huidige notas van jou leerwerk en dan weet jy, okay, hierdie werk is reeds klaar opgesom, so dit is net 'n kwessie van leer. Ek wens julle alle sterkte toe met julle wiskunde en breuke en ouers wat wel julle leerders wil help om te presteer, sterkte vir julle ook. Ek hoop hierdie video help julle om te verstaan hoe breuke werk. Tot 'n volgende keer, ek gaan nog video's plaas op sosiale media. Totsiens!